Daar is maar een God. Een God wat hoër as al hierdie gode woon. Sy huis staan vas op 'n heilige berg, hoër as al die berge en heuwels. Hy is die een God wat vanuit die hoogte die wêreldgeskiedenis stuur en beheer. Hy is die een God wat nie soos ons mense bye en grille het nie, maar wat een onweerstaanbare woord en wet het, waaroor daar geen twyfel is nie. Hemelse Vader, dit is U wat die berge gegrondves het van oue tye af. Dit is U wat die berge daar gestel het en dat ons in die aanskouing van hulle majesteit, dat ons aan U kan dink. Dat ons na daardie berge kan kyk en ons oë kan opslaan na bo en wonder waar ons hulp vandaan kom en weet dat dieselfde God wat dit alles gemaak het, God wat hemel en aarde geskaap het, ook ons lewens in sy hand hou. En dat U omring is, soos ons gesing het, van alle sye met wonderbare krag. En as ons kyk na die uitgestrekte velde, na die velde grenseloos hier in die Karoo, dan kan ons nie anders as om verwonderd te wees oor dit wat U doen in die skepping nie. As 'n uitdrukking ook van U liefde, maar ook U wonderlike versorging vir mens en dier. Ons bid dan vanoggend dat ons oë sal oopgaan. Dat ons oë sal oopgaan na U toe, U wat troon bo alles en U wat wonderlik alles regeer, hoe U vir ons 'n hulp en 'n troos sal wees. En dat ons na niks en niemand anders sal kyk as U en U alleen nie. Want aan U alleen kom alle eer en mag toe. Al die koninkryke van die aarde, tot by die allerverste strande. Almal sal uiteindelik hulle knie buig voor die heilige troon en voor ons Here Jesus Christus in al sy mag en majesteit. Ons dank U vir die werking van die Heilige Gees wat bepaal het dat ons na hierdie erediens vandag sal optrek. Dit in sigself is 'n wonderlike groot genade dat ons hier mag wees en dat ons hier mag skyn. Soos 'n lig mag skyn tussen 'n krom en verdraaide geslag. En ons bid dat elke woord wat deur U diensknegt gespreek word, dat dit 'n woord sal wees wat gelei sal wees deur die Heilige Gees. U weet dat ons swakke mense is, maar ons beroep ons op die genade wat ons het in die Here Jesus Christus en die innige jammerte waarmee hy ons aangekyk het, hier waar ons voor U staan, in ons gebrokenheid. Vergewe ons sonde, en ons dank U daarvoor. En ons gryp die genade aan wat ons het in die Here Jesus Christus alleen. Amen. Ons het twee skrifgedeeltes wat ons aan die voorhou. Die een uit die profesie van Jesaja, die tweede hoofstuk, Jesaja 2, en dan uit die boek Openbaring ook, die tweede laaste hoofstuk, Openbaring 21. Wanneer ons die profesie van Jesaja lees, dan kan ons gerus ook die boek Openbaring daar langs aan oophou, want hierdie twee sluit in baie gevalle naadloos aan by mekaar. Ons lees in Jesaja 2 die volgende. Die woord wat Jesaja, die seun van Amos, gesien het met betrekking tot Juda en Jerusalem. En aan die einde van die dae sal die berg
van die huis van die Here vas staan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels en al die nasies sal daarheen toestroom. En baie volke sal heen gaan en sê, kom, laat ons optrek na die berg van die Here, na die huis van God van Jakob, dat ons sy weë kan leer en ons in sy paaie kan wandel. Want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die Here uit Jerusalem. En hy sal oordeel tussen die nasies en regspreek oor baie volke. En hulle sal van hulle swaarde pikke smee en van hulle spiese snoeimesse, en nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie. En hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie. Kom, huis van Jakob, en laat ons wandel in die lig van die Here. Want U het U volk verwerp, die huis van Jakob, omdat hulle vol is van wat die ooste aanbied, en van golaars soos die Filistyne, en met die kinders van vreemdes dryf hulle handel. En hulle land is vol silwer en goud, en daar's geen end aan hulle skatte nie. En hulle land is vol perde, en daar's geen end aan hulle strydwaans nie. Ook is hulle land vol afgode. Voor die werk van hul hande buig hulle neer voor wat hulle vingers gemaak het. So moet dan die mens neerbuig en die man verneder word, en U moet hulle dit nie vergewe nie. Gaan in die rots en steek jou weg in die grond vanweë die skrik van die Here en om die heerlikheid van sy majesteit ontwil. Die hoë oë van die mense sal verneder word en die hoogheid van die manne neergebuig word en die Here alleen sal in die dag verhewe wees. Want 'n dag is daar vir die Here van die leerskare om oor al wat trots en hoog is en oor al wat verhewe is, sodat dit verneder kan word. En oor al die hoë en verhewe seders van die Libanon, en oor al die eikebome van Basan, en oor al die hoë berge, en oor al die verhewe heuwels, en oor al die hoë torings, en oor al die versterkte mure, en oor al die skepe van Tarsis, en oor al die kosbare pronkstukke. Dan sal die hoogheid van die mense neergebuig, en die trotsheid van die manne verneder word, en die Here alleen sal in die dag verhewe wees, en die afgode sal geheel en al verdwyn, en hulle sal gaan in die spelonke van die rotse en in die gate van die grond, vanweë die skrik van die Here, en om die heerlikheid van sy majesteit ontwil, as hy hom gereed maak om die aarde te verskrik. In die dag sal die mens sy silwer afgode en sy goue afgode wat hy vir hom gemaak het, om voor neer te buig, weggooi vir die molle en vlermuise. Om te gaan in die skeure van die rotse en in die klowe van die kraanse, vanweë die skrik van die Here, om die heerlikheid van sy majesteit ontwil, as hy hom gereed maak om die aarde te verskrik. Laat staan tog die mens, wie se asem in sy neus is, want hoe min is hy werd. En nou lees ons uit die boek Openbaring, en ons lees daarvan in die 21ste hoofstuk, die nuwe Jerusalem. Openbaring 21, en ons lees vanaf vers 9. En een van die 7 engele wat die 7 skale gehad het, vol van die 7 laaste pla, het na my gekom en met my gespreek en gesê, kom hierheen en ek sal jou die bruid toon, die vrou van die lam. En hy het my in die gees weggevoer, op 'n groot en hoë berg, en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdaal. En dit het die heerlikheid van God gehad, en sy lig was soos 'n kosbare steen, soos die kristalhelder jaspissteen. En dit het 'n groot en hoë muur met 12 poorte gehad, en by die poorte 12 engele en die name daarop geskrywe, naamlik die van die 12 stamme van die kinders van Israel.
Aan die ooste kant was daar 3 poorte, aan die noorde kant 3 poorte, aan die suide kant 3 poorte, aan die weste kant 3 poorte. En die muur van die stad het 12 fondamente gehad, en daarop was die name van die 12 apostels van die Lam. En hy, wat met my gespreek het 'n goue meetroede gehad om die stad in sy poorte en sy mure te meet. En die stad het vierkantig gelê en sy lengte was net so groot as sy breedte, en hy het die stad met die meetroede gemeet op 1500 myl. Sy lengte en breedte en hoogte was gelyk. En hy het sy muur gemeet op 144 L, volgens 'n mensemaat wat die maat van 'n engel is. En die boustof van sy muur was jaspis, en die stad was suiwer goud, soos glas, soos suiwer glas. En die fondamente van die muur van die stad was versierd met allerlei edelgesteentes. Die eerste fondament was jaspis, die tweede safier, die derde kalsedon, die vierde smarag, en die vyfde sardonyx, die sesde sardius, die sewende kristoliet, die agste berel, die negende topaas, die 10de chrysopraas, die 11de hyasint, die 12de amethyst. En die 12 poorte was 12 parels. Elkeen van die poorte was uit 1 parel, en die straat van die stad was suiwer goud, soos deurskynende glas. En 'n tempel het ek nie daarin gesien nie, want die Here God, die Almagtige, is sy tempel en die Lam. En die stad en die son het die son of die maan nie nodig om in hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die Lam is sy lamp. En die nasies van die wat gered word, sal in die lig daarvan wandel, en die konings van die aarde bring hulle heerlikheid en hulle eer daarin. En bedags, want nag sal daar nie meer wees nie, sal sy poorte nooit gesluit word nie. En hulle sal die heerlikheid en die eer van die nasies daarin bring, en daarin sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelikheid en leuns doen nie, maar net die wat geskrywe is in die boek van die lewe van die Lam. Dit is die woord van die Here, en ons lees tot sover daaruit. Jesaja 2 vers 5, kom huis van Jakob, en laat ons wandel in die lig van die Here. Broers en susters, is dit nie lekker om ver te kan sien nie, daar bo op die bergpas te staan en tot by die verste horison te kan kyk nie, om byna 3 dae in die toekoms in te sien nie. Of om vanuit 'n vliegtuig bo oor die wolke van bo af te kyk, om die motors daar deur onder soos speelgoedkarretjies te sien ry, of andersins hier van 'n hoë gebou af te kyk en die klein mense stippeltjies daaronder dop te hou. Dit gee mens 'n onwillekeurige gevoel van mag. Ek hier bo en julle daaronder. En daarom hou die woord hoogmoed verband met die woord hoogte. En daarom woon die gode van die boeddhisme ook volgens hulle op die hoogste berge van Tibet. En daarom het die antieke Grieke ook hulle gode op die hoogste berg laat woon. Zeus en sy maatjies bo op die berg Olympus. Dis nou volgens die godeleer van die ou Grieke. En vanaf Olympus het hierdie gode die mensdom daaronder aan hulle grille onderwerp. Die gode se onderlinge twiste en liefdesintriges, dit het die lot van die Grieke bepaal. Dit was soos 'n televisieseepie daar bo in die wolke, waarby die gewone mense hieronder gedurig bygesleep word. Ons skrifgedeelte weerspreek hierdie sienings. Daar is maar een God. Een God wat hoër as al hierdie gode woon. Sy huis staan vas op 'n heilige berg, hoër as al die berge en heuwels. Hy is die een God wat vanuit die hoogte die wêreldgeskiedenis stuur en beheer.
Hy is die een God wat nie soos ons mense bye en grille het nie, maar wat een onweerstaanbare woord en wet het, waaroor daar geen twyfel is nie. En hierdie God beveel sy volk om saam met hom op sy berg te kom woon. Hy sê, kom wandel hier in my lig. En deur die res van die skrif leer ons hierdie God ken, ons leer hom ken op 'n baie spesiale naam, 'n naam wat eintlik so baie van hom sê, hy is die Allerhoogste. Kom, huis van Jakob, kom ons wandel in die lig van die Here. Nou dis duidelik in Jesaja se tyd dat die verbondsvolk nie op die regte plek gewandel nie. Trouwens, hulle posisie het groot gevaar vir hulle inhou, want die dag sou breek dat hulle tot 'n val sou kom, saam met die heidenvolke rondom hulle. So het die profeet geprofeteer meer as 730 jaar voor Christus. En op die oog af het dit goed gegaan met Juda. Daar's geen end aan hulle skatte nie. Die land is vol perde. Daar's geen end aan hulle strydwaans nie. Alles tekens van krag en mag. En elke tweede ou ry met die nuutste kar op die mark. Vir jare was die besigheid goed. Die skepe van Tarsus was belaai met pronkstukke en na die ooste toe het die handel uitgebrei. Ons kan sê die volk van Juda het groot hoogtes bereik. Deur harde werk het hulle die leer van sukses uitgeklim. Dit was 'n land met manne van vermoë, manne wat sterk staan, manne wat goed daarin sit. En dan in hoofstuk 3 lees ons van hulle trotse vroue en dogters. Hulle loop met 'n uitgerekte nek staan daarin, met oë wat lok, en hulle is versier met vingerringe, voetringe, neusringe, en met die wegstap laat hulle 'n betowerende reuk in die lug agterna. Juda het groot hoogtes bereik. Ook op godsdienstige gebied het elkeen sy eie hoogte gehad. Daar was nou wel die tempel daar in Jerusalem, maar dit was tog handig om hier naby jou, hier op jou eie hoogte, jou eie godsdienst te beoefen, soos dit jou pas. Nou daardie hoogtes was vanaf die vroegste tye deur die heidene nasies, deur die Kanaaniete gebruik. Saam met hulle altare op daai hoogtes was daar ook sonpilare en heilige bome. En so was daar geoffer aan die gode van seks en voorspoed. Ook was daar die gode van genesing gevind. Mensgemaakte godsdiens, mensgemaakte gode, sê Jesaja, huisgooitjies en gelukbringers. Weliswaar is die ware Here, Jahwe van Israel, saam met hierdie gode aanbid. Die volke darm nie die God van hulle vaders heeltemal vergeet nie. Maar hier op sy eie hoogte het 'n man darm 'n beter perspektief. As jy so ver as jy kan sien, ook beter kan oordeel, want die Here het my mos 'n gesonde verstand gegee, en as daardie gode vir my werk, nou ja. Wie is jy om te oordeel? Mens mag mos nie oordeel nie. So sê ons vir mekaar vandag, ek mag nie oordeel nie, jy mag nie oordeel nie, uiteindelik as elkeen sy eie koning is, dan mag die Allerhoogste ook nie oordeel nie. Nou keer ek terug na ons skrifgedeelte Jesaja 2, en ons het daar gelees van die volk se uitgebreide handel. Wanneer die skepe van Tarsus en die skepe van die ooste en die hawens vasmeer, is daar saam met hierdie handelsware ook nuwe godsdienste, nuwe idees afgelaai. En in ons spreektaal van vandag sou ons kon sê, van hierdie idees was so oulik, ek kan met hulle toer. En daar word daar getoer. Daar is die Filistynse golaars, daar is die manne en vroue wat met die kaarte en die dolosse ver in die toekoms inkyk. Ook is die huis van Jakob vol van dit wat die ooste aanbied.
So vol as wat ons vandag is, wat die Ooste aanbied. Die akupunktuur, die aromaterapie, die droomvangers, die droomklokkies, die yoga en die meditasie, die onbeperkte potensiaal van die menslike siege, teorieë oor die mystieke mag van die linkerbrein, vol van wat die Ooste aanbied. En hieroor skryf Jesaja, laat staan tog die mens, wie se asem in sy neus is, hoe min hy werd is. Kom, huis van Jakob, en laat ons wandel in die lig van die Here. Menslike hoogmoed, menslike hoogtes, menslike selfverheffing. En van die mense wat hulle self verhef het, was daar niemand wat so ver gegaan het as die koning van Babel nie. In Jesaja 14 word hy vergelyk met die môrester, met Lucifer. Lucifer het in sy hart gesê, ek wil opklim na die hemel. Ek wil my troon verhef bo die sterre van God. Ek wil sit op die berg van samekoms. Ek wil klim tot die hoogtes van die wolke. Ek wil my gelykstel met die Allerhoogste. Gaan lees dit maar daar in Jesaja 14. En van Lucifer sê Jesaja dan, hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die dageraad? Dit kon en dit kan ook nie anders nie. Want die berg van die Here sal bokant die bergtoppe uittroon. Dit sal uitstaan bo die heuwels en oor al die verhewe seders van die Libanon en al die menslike skanse en die versterkte mure, ook al die menslike prestasie en trots, oor al die duiwelse prestasies en trots en al sy gevalle engele se prestasies en trots. Op die dag sal die Here hom gereed maak om die aarde te verskrik. Op die dag sal die hoogste geboue in die wêreld in mekaar tuimel. Op die dag sal daar nie meer skuilplek in die aarde se diepste grotte wees nie. In Openbaring 6 word die oopmaak van die 6de seël beskryf. Ons lees daar hoe die wêreldgeskiedenis ten einde loop. En kyk, daar was 'n groot aardbewing en al die berge en eilande is uit hulle plekke versit en die konings van die aarde en die grootes en die rykes en die owerstes het weggekruip. Hulle het self weggesteek in die rotse van die berge en hulle het vir die rotse en die berge gesê, val op ons en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit. Is so iets moontlik? Is dit moontlik dat die berg Sion hoër kan wees as die reusagtige Libanon gebergtes? Dis seker geografies nie moontlik nie. Kyk, hulle staan daar, 'n mens kan ons daai hoogte meet. Is dit moontlik dat die berg Sion hoër kan wees as die Drakensberge of die Alpe of Everest? Is dit moontlik dat die nasies en volke na Sion toe sal optrek en dat God se woord en wet uit Jerusalem oor die hele wêreld sal uitgaan? En is dit moontlik dat God tussen die nasies en die volke vrede sal bring, soos ons gelees het? En in hierdie tyd, toe hierdie woorde geskryf het, was die Assiriërs juis besig om vir oorlog op te trek. Het die Assiriese skansbrekers en klipwerpers oor die Palestynse vlaktes aangerol gekom. Onstuitbaar. Net soos die magtige Amerikaanse vliegdekskepe vandag die oseane deurkruis. En die Russiese superbomme reuse kraters in die Oekraïne skep. Glo u dat vrede moontlik is? Glo u dat die Here vrede in hierdie wêreld sal afdwing? Nie die Verenigde Nasies se afgedwonge vredes nie, want dit sal nooit gebeur nie, maar die Here se afgedwonge vrede. In hoofstuk 9 skryf Jesaja, 'n kind is vir ons gebore. En die heerskappy is op sy skouer. En hy word genoem wonderbaar, sterke God, en hy word genoem vredevors.
Toe jaarliks vier die wêreld Kersfees, geliefdes. En in baie plekke lê daar dan 'n hulpelose poppekind in 'n krib onder die songod se kersboom. En dan kom die Paasfees en dan sien ons weer 'n hulpelose man aan 'n kruis hang. Kan dit dieselfde kind wees waarvan Jesaja geskryf het? Sterke God, vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede bring. Glo jy dat dit moontlik is, geliefdes? Glo u dat die dag toe hy na die hemel opgevaar het, op daardie dag het die Satan soos 'n bliksemstraal uit die hemel geval? Die duiwel het nie meer plek by die Allerhoogste gehad nie. Lucifer is neergewerp en sy plek sal daar vir ewig leeg bly. Nou kom, huis van Jakob. Dit is die Here se oproep tot ons vandag. Kom, laat ons wandel in die lig van die Here. Die woord kom, ons vind dit so dikwels in die profesie van Jesaja, soos 'n vader na sy kinders roep, kom. Kom, laat ons nou die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Nou almal wat dors het, kom na die waters, en wie geen geld het nie, kom, koop en eet. Ja, kom, koop sonder geld, sonder prys, wyn en melk. Kom. Die vraag is net, hoe kom ek van hierdie ou patetiese hoogtetjie wat ek vir myself geskep het, hoe kom ek daar tot daar by die Allerhoogste? Hoe kom ek van hierdie mishoop koninkrykie waarop ek myself tuis gemaak het, tot daar by die Here? Hoe kom ek van hierdie troontjie waarop ek nou is, tot daar by die lig van die Here om daar te wandel? Wie mag klim op die berg van die Here? En wie mag staan op sy heilige plek? So vra Dawid in Psalm 24. Om God uit te daag soos Lucifer sal nie help nie. Of om deur meditasie, of deur drugs, of deur watter new age tegniek ook al 'n haai probeer te soek, sal ook nie help nie. Dit is al probeer tydens die hippie era en dit het kennelik gefaal. Om my pad met goeie werke boontoe uit te kap sal ook nie werk nie. En al my trane van berou sal ook nie help nie. Hoe kom ek van hier tot daar? Wie mag klim op die berg van die Here? Vra Dawid en dan antwoord hy self, hy wat rein van hande en suiwer van hart is. Rein van hande en suiwer van hart. Is dit een van ons hier? Die antwoord kry ons in die 27ste vers van hoofstuk 1 in Jesaja. Sion sal deur strafgerig verlos word, en die van hom wat terugkeer sal deur geregtigheid verlos word. Voor enige mens weer voor God mag wees, moet daar eers skoon gemaak word. Moet hy of sy eers skoon gemaak word. Moet daar eers 'n reinigingsproses wees. Rein hande en suiwer harte. En daar is net een wat dit kon doen. Daar is net een wat die strafgerig kon dra. Daar is net een wat God se geregtigheid kon volbring. Daar is net een wat ons rein en suiwer voor die Allerhoogste kan stel. En daar is net een wat ons toegang tot God se heilige berg kan gee. En aan hom is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Ek het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg, sê die Here in Psalm 2. En in Jesaja 53 word die koning aan ons voorgestel. En ons leer hom ken, ja, as 'n diensknegt, 'n bediende leer ons hom ken, en hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. En ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. En die straf wat vir ons die vrede sou aanbring was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Soos 'n lam is hy na die slagplek gelei.
En in die boek Openbaring sien Johannes weer dieselfde lam daar op die eiland Patmos. Kyk, die lam staan op die berg Sion. En saam met hom 144.000. Hulle woon in die nuwe Jerusalem, op God se hoë en verhewe berg. Die stad het nie son of maan nodig om in hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig en die lam is sy lamp. En die nasies van die wat gered word sal in die lig daarvan wandel. En die konings van die aarde, hulle bring hulle heerlikheid en hulle eer daarin. En bedags, want die nag sal daar nie meer wees nie, sal sy poorte nooit gesluit word nie. Kom, huis van Jakob, kom, almal van ons wat hierdie wonderlike roeping het. Kom, laat ons wandel in die lig van die Here, daar op die hoogste van alle berge. Amen. Kom, laat ons dank. Genadige God, driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons bely dat ons oersonde is, dat ons te klein van U dink. Dat ons oersonde is, dat ons U nie waardeer en dat ons U nie ken soos U waarlik is nie. Ten spyte daarvan dat U profete daarvan geprofeteer het, ten spyte daarvan dat U apostels, die evangelieskrywers gekom het en vir ons elke keer die teendeel sê. Ons erken dat ons die genade wat ons het in die Here Jesus Christus om in U teenwoordigheid te kom, daar op U hoë en verhewe berg, daar by U lig, dat ons dit minag en dat ons tevrede is met die uitsig wat ons hier het op ons eie privaat geskepte hoogtekies. Genadige God, en daarom bid ons vir die kerk van die Here Jesus Christus en die predikers, diegene wat U geroep het, om U heilige waarheid te verkondig, om hierdie hoë en verhewe waarheid aan ons sondaar mense oor te dra, dat die Heilige Gees met hulle sal wees. Ook in hierdie dae waar daar soveel stemme opgaan, soveel mense gode na vore tree. Ons bid dat U ons deur die genade van die Here Jesus Christus naby aan hierdie woord van die Heilige Gees sal hou. Amen.